Nou, dit is 'n voorreg om vanmôre weer te sê hartlik goeiemôre hier in Makarius Bloemfontein. En besonder welkom in Johnny en Tannie Fransie al die pad daar van Reddersburg af. Dis lekker om hulle te sien. En ek groet al ons mense daar op Tweespruit. Mag die Here julle ook redelik saam met ons seën vanmôre rondom sy woord. Nou ja, ons het vanmôre 'n besondere boodskap wat die Here op my hart gelê het en ek wil dit graag met u deel. Maar voor ons begin, kom ons gee net hierdie geleentheid af in die Here Jesus. Ons wonderlike God en Hemelvader, dit is 'n voorreg om u te mag aanroep in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Dankie vir hierdie voorreg, terwyl die reën liggies en heerlik daar buitekant val, wil ons vra dat u woord ook vanmôre in ons harte kom val en dat hierdie harte van ons soos vrugbare grond sal wees. En dat u sal plant en dat u sal laat groei, die woord van God, en dat ons die vrug sal dra wat by ons bekering pas. Dankie dat ons mag bid vir elkeen van ons mense, van Makarios, hier in Bloem en ook daar in Tweespruit. U ken hulle wat siek is, wat krank is, wat behoeftig is. Ons kan alles net aan u voete kom lê, want u alleen is waardig en Here, u is so bereid om ook na ons gebede te luister en ook af te buig na ons toe, te luister en te help, Here. Want u sê self, as ons kyk na die veld en die lelies en mossie, en ons is soveel meer werd as hulle, en tog sorg u ook vir hulle elke dag. Dankie nou dat ons uit u kosbare woord kan lees, en dat ons ook saam rondom u woord kan verkeer. Ons vra hierdie dinge in ons wonderlike naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Nou vriende, ons lees vanmôre saam uit die Psalms, Psalm 100 of Psalm 34. 'n baie bekende Psalm wat rondom die beskerming van ons Here Jesus Christus gaan, wat maar net weer opnuut vir ons kom bevestig dat die Here altyd daar is om sy kinders te ondersteun, om sy kinders by te staan, en dat ons nie hoef te twyfel of bang te wees nie, maar dat ons aan hom kan vashou. Kom ons lees daai verse van Psalm 34, dit is so kosbaar. 'n Psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech, en die hom weggejaag het, sodat hy heen gegaan het. Ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees. Wat 'n gesindheid vir ons, altyd deur. My siel sal hom beroem in die Here, die ontmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Praat van ons sal nooit beskaam word deur die Here Jesus nie. Is dit nie kosbaar nie? Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here. En nou hierdie vrees nie om bang te wees nie, dit gaan oor respek, ontzag, né? Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is, en soek die vrede en jaag dit na. Hoor hoe mooi, die oë
van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te rooi. Hulle roep en die Here hoor, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Vermenigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood, en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Tot sover die onfeilbare woord van die Here. Vriende, wat 'n ongelooflike psalm. Na die erediens vanaand, jy gaan lees dit weer. Kyk na die wonderlike psalms. Kyk na as God se belofte. En vriende, te reg sê die woord dat hy nie 'n mensekind is wat sal lieg nie. Maar God is 'n waarmaker van sy woord. En hier beloof hy dat ons hom kan aanroep. En ons sal deur hom gevind word. Hy sal vir ons sorg, hy sal vir ons bewaar, hy sal ons beskerm teen die goddelose, en hy sal ons baie gelyk maak. Wat 'n wonderlike voorreg om dit as 'n belofte te kan hê. En dan wil ek dan vanmôre praat oor die tema 7 verbintenisse met God. Ek wil amper sê 7 dinge wat ek nou maar net uitgehaal het. Daar is natuurlik die skrif en die woord is vol duisende meer. Die ongelooflikheid van God, hoe God homself in sy goddelikheid, en 'n mens kan dit amper nie met jou menslike verstand beding nie, hoe God homself wil koppel, as ek so iets kan sê, wil verbind aan jou en my as 'n nietige mens, om in 'n verhouding met ons te staan. Dit is te groot baie kere vir my menslike gedagte, om te dink, hierdie groote God en Vader, in sy heerlikheid, die skepper van hemel en aarde, deur sy seun, die Here Jesus Christus, ons Here, en deur die krag van die Heilige Gees, wil in 'n persoonlike verhouding tot u en my staan. Hy wil homself verbind tot jou en my as sy kinders. En in hierdie verbintenis kan ons dan met hom staan, en wil ek 'n paar van hierdie dinge vanmôre net vir ons uitlig, om vir ons weer te kom bemoedig, dat ons in hierdie verhouding met ons God en Verlosser kan staan, en wat 'n voorreg dit is, en wat 'n voorspoed ook daarin is, want hy weet die beste. Ten eerste wil ek die eerste een noem. Ek lees dit daar in Hebreërs 8:11, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste, elkeen sy broer leer ken nie, maar hoor mooi, ken die Here. Het is goed om mense te ken, sê daai eerste gedeelte van die vers. Maar, wat sê die tweede gedeelte? Ken die Here. Want almal sal my, hoofletters, ken, klein en groot onder hulle. God stel homself beskikbaar om deur oud en jonk, groot en klein, geken te word. Hy wil hê ons moet hom ken. Hierdie gedeelte gaan daaroor dat ons in ons geestelike lewe op 'n plek is, dat ons hom, die Here van die Here, sal herken. En veral sal herken in ons daaglikse lewenswandel, in die dinge wat die Here oor ons pad toelaat, en hoe ons hom dan ervaar, deur sy woord te lees, en deur gebed en baie dinge, dat ons hom waarlik sal ken, dat ons homself aan ons wil identifiseer, sodat ons hom kan ken, en dat ons hom kan herken, deur sy woord, vir my, groot en klein. Hy maak geen onderskeid aan oud en jonk, ja ook aan kinders. En weet jy, ek het in my eie lewe al baie keer beleef. Ek onthou een keer in 'n gemeente in Frankfurt, het ek 'n katekisant gehad, 'n dametjie. En vriende, haar geestelike standaard, haar verhouding met die Jesus Christus, was so ongelooflik, dat ek dink waarlik dat sy baie groot mense tot skaamte gestel het. Want sy het waarlik moeite gedoen, om haarself voor haar God te plaas, en ook om te soek, sodat sy hom kan identifiseer in alles van haar lewe, en dat sy hom kan ken. Om te weet, dit is my Here, dit is my God, wat homself aan my openbaar,
en wat in my lewe wil werk, en wat in my lewe ook betrokke is. Want dit is belangrik. Jy sien, in hierdie lewe is daar baie valsheid ook. So ons moet weet hoe om God te identifiseer in ons lewens. En natuurlik die valse profeet, die een wat kom soos 'n wolf in skaapsklere, valse profete, valse predikante, valse Christusse sal aan die dag van ons tyd opstaan, sê die woord van God. En ons moet op 'n plek wees, ken die Here van die Here, die ware, sodat ons tussen die valse en die ware identifisering kan bring, want dis waar ons behoud is. Want baie kinders van God het nie die onderskeidingsvermoë om waarlik die Here te identifiseer en te ken nie, en nou kom daar ouens met baie leuns en bedrog en allerhande sogenaamde Bybelse dinge, en hulle ken nie die waarheid nie, hulle sien nie God daarin raak nie. En dan word hulle saamgesleer deur die valsheid. En dit veroorsaak baie hartseer en baie pyn. Ek dink maar nou onlangs hoe baie mense uitsprake gemaak het en sogenaamde profesieë uitgebring het oor dat die wederkoms, die wegraping plaas gaan vind, en ons weet die dag het gekom en die dag het gegaan. Want Openbaring verklaar alleen God die Vader ken die dag en die tyd wat hy met 'n stem van die aartsengel sal roep, kom op hier en die laaste basuin sal blaas. Nie eens die Seun van God ken die dag en die tyd nie. Hoe sal mense dan nou profeteer in dit weet? Sien nie hoekom is dit nodig om God te ken, sy woord te ken. Maar die volgende ene is, ons moet hom ken in die eerste plek, maar ons moet hom ook bely. Hy sê, as jy met die mond die Here Jesus Christus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Die woordjie val op die bely. Hier gaan dit oor 'n openlike, hierdie belydenis gaan oor jou as kind van God se openlike erkentenis, 'n openlike verwoording van jou kennis van hom. So kan jy sien dat ek in die eerste plek die eerste gedeelte ingesit het. Jy kan nie openlik God erken en van hom spreek en eer en opbring as jy nie heel eerste in die eerste plek hom ken nie. In 'n verhouding met hom staan en moeite doen om hom te soek en te vind, en dan sê hy in ons gedeelte ook, hy sal hom laat vind deur ons en hom openbaar in ons, sodat ons hom kan ken. En nou dat ek hom ken, moet ek verbaal, woordeliks hom bely. Baie mense sê, ag, ek hoef niks oor die Here te sê, hulle kan net in my lewe raak sien, en dit is wonderlik, en dit is pragtig, en dit is mooi. Dit moet ook so wees. Maar God wil ook hê, vriende, laat ons mondelings openlik erkenning aan God bring en hom voor die ore van die wêreld bely. En is goed om by die kerkie tussen ons as kinders van die Here te sê hoe wonderlik en hoe pragtig die Here is. Maar dit gaan juis hier oor hierdie openlike erkenning en belydenis, om daar in die wêreld daar buite waar hulle hom nie ken nie, waar hulle nie weet wie hy is nie, dat hy die God van hemel en aarde is, die skepper van alles wat bestaan, dat hy die enigste waaragtige verlosser, sy seun Jesus Christus, alleen kan ons na God die Vader, na hom toe keer, behalwe deur die seun nie, want hy, sê die woord, is alleen die weg, die waarheid en die lewe. En niemand verklaar hy, Jesus, kom na die Vader behalwe deur hom nie. En ons moet hierdie waarhede, ons moet hierdie kosbaarhede, moet ons openlik erkenning aangee en dit bely verbaal uitspreek in die ore van die wêreld daar buite. Van vriende, familie, van kennisse, van ouers, van kinders, daar by jou werkgewer, onder jou werkmense, moet ons bereid wees om hom verbaal, om hom te bely uit 'n plek. Hoor mooi, want ons kan hom nie bely as ek dit nie doen uit 'n plek wat ek hom heel eers ken nie. Maar derdens, ons moet hom volg. Wat beteken hierdie gedeelte? Maar my broeders, wat saam met my opgetrek het die hart op die volk laat versmelt. Hy sê, maar terwyl ek, die gevaar is dat baie ander kinders van God deur omstandighede, hulle kan begewe, maar nou hoor mooi. Omdat die druk groot is dit baie keer gevaarlik om agter God aan te stap. Maar hy sê,
terwyl ek volgehou het om die Here my God te volg. Daar in Josua 14 vers 8. Ons sien hulle studie vir kenners uit. Josua en sy vriend kom terug en sê, die Here het gesê ons trek in. Die ander sê nee, dis groot soldate, groot mense, reëse. Die volk se harte versmelt en hulle sien die probleem raak in plaas van die grootheid van God raak. Mense kan dit amper nie dink nie. Vir 40 jaar in die woestyn stap God met hulle openbaar aan hulle en in daai tyd kan jy nie dink dat hulle waarlik God geleer ken het en gesien wie hy is nie. Hy kloof die Jordaanrivier vir hulle oop, hulle laat die water staan, hulle trek droogvoets deur. En al die wonderwerke, die manna, die kwartels, die wolkkolom, die vuurkolom ensovoorts. God wil hê ons moet hom volg. Maak nie saak deur watse omstandighede nie. Vriende, om waarlik vandag 'n weergebore kind van God te wees. Ekskuus ek is op pad sê, my oupa het gesê dis nie vir sissies nie. Dit vat 'n man op 'n perd. Want die mense daar buitekant hou nie daarvan as jy opstaan en uitstaan vir jou God nie. Hierdie volgom gaan daaroor om hom na te loop in die Grieks. Ek wil my God naloop. Ek wil hom agterna loop. Ek wil sy voorbeeld stel. Want jy sien, as ek agter hom aanloop, as ek hom agterna loop, dis wanneer my lewe begin lyk soos syne. Want ek stap in sy voetspore. Dis wat hierdie volg beteken in diepe. Ek loop my God na, ek loop agter hom aan, maak nie saak waar hy my lei nie. Ek is bereid om in sy voetspore te volg. Vriende, dit is die verhouding wat God wil hê as ons met hom identifiseer, as hy homself aan my koppel, as ek aan hom verbind is. Nie net om hom te ken en verbaal te bely nie, maar om onverskrokke na te loop agter hom aan te saap in hierdie bose wêreld, maak nie saak wat. En dit gaan beteken dat jy dinge sal moet sê, dit gaan beteken dat jy op plekke moet wees, verrigtinge moet bywoon en dinge moet doen wat nie populêr en gewild is by die hoofstroom mense nie. Ek wil amper sê wat die hoofstroom van die sogenaamde kerke vandag. Want om agter Jesus aan te loop en hom te volg, sê hy, neem jou kruis op en volg my. Nie 'n maklike pad nie, maar o vriende, die moeite werd. Die moeite werd, want die beloning, soos ons hier in Psalm 34 lees, het ook ander gedeeltes, om God te volg, onverskrokke. Ons kyk na die geskiedenis van die disippels en die apostels. Hulle het onverskrokke in sy voetspore gevolg. Deur vervolging, deur dood, deur slaan met stokke, deur tronk, gedreig met die dood. Onverskrokke het hulle hom nageloop, het hulle agterna sy voorbeeld hom gevolg. Hy het die voorbeeld gestel en daarom moet ons dit ook stel. En vriende, meer belangrik as wat ons moet dit doen sodat my kinders ook agter my kan naloop. Want as jy die wêreld het 'n voorbeeld daar en sê vir ons jong mense en kinders, kom agter ons aan, ons het 'n pad wat ons vir julle wil wys. En ek hoef nie daarop vanmôre uit te brei, wat is daai pad en wat is daai voorbeeld. En hoe baie jong mense agter daai voorbeeld en daai pad stap nie, en wat se ellende en wat se gemors dit op uitdraai. Ons moet hom volg. Ons moet sy nalopers wees. Ons moet agter hom aan stap om in hierdie verhouding te wees. Om 'n voorbeeld te wees vir die wêreld buite. Want hulle weet nie waarheen hulle moet op pad is nie. Ons moet hulle wys, kom. En as jy nie in 'n verhouding met Jesus staan wat jy agter hom loop nie, dan kan jy mos nou nie vir mense sê kom loop agter my aan nie. Want dan gaan jy hulle van die wal af in die sloot tel, soos die ou mense gesê, in plaas van hulle te lei in die voetspore van die Here Jesus. Maar volgens die volgende gaan dit ook in Spreuke 39
sien ek hier so, ek het so lelik geskryf, ek kan self nie lees nie. Kom ons lees eers Handelinge 20 vers 18. Baie kosbare deel, ek wil daai paar verse lees. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af, dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het. Hoor mooi, en die Here gedien het, met alle nederigheid, sien die gesindheid wat altyd moet wees, né? Het die Here gedien, met alle nederigheid, en baie trane, en beproewinge, wat oor my gekom het, deur die komplotte van die Jode. Kan jy nou sien wie hierdie pad om te volg? Dit is nie altyd maanskyn en boos. Hy sê, ek het hom met, en kyk nou die gesindheid, né? Ek bly nederig, alhoewel dat die trane kos, daar baie beproewings is oor my pad gekom het, deur komplotte van sy eie stamgenote. Toe sê hy vers 20 van Handelinge 20, hoe ek niks agtergehou het. Al hierdie dinge het hom nie gekeer om nog steeds voluit die pad van God te stap nie. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie. Dis natuurlik die ander ding. Kyk, ons kan nou rondloop in hierdie pad van die Here, ons kan kerm, ons kan kla, ons kan min weer, maar wat is die geheim? Hy sê, te midde van hierdie dinge, die trane, die beproewing, die komplotte, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie. Nou sê, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Dit gaan hier oor diensbaarheid, om hom te dien, in diens van God jouself te stel. Wat doen die apostel hier? Te midde van omstandighede, te midde van alle dinge wat mense sê maar ek is 'n geroepene, ek is 'n weergebore kind van God, en ek staan nou in diens van my Here en my God en my Verlosser. En vriende, of ons dit nou wil weet, so maklik is dit vandag, wat gemeentelede en mense sê, maar die dominee is die een wat moet werk vir die Here. Dis die ou wat die haak, nee. As jy 'n weergebore kind van ons Here Jesus Christus is jy in diens van God. Die heel eerste opdrag, toe hy die disippels red daar by die see, hy sê, kom agter my aan, en ek gaan wat doen? Ek gaan julle vissers van mense maak. Die eerste opdrag, die eerste verhouding, wat God homself wil hê, 'n verbintenis wat Jesus Christus aan jou en my as 'n kind is om hom te dien. Om beskikbaar te wees, in Boer-Afrikaans, om deur God gebruik te kan word. En nou is die vooraf punte baie nodig. As ek in die eerste plek hom nie ken nie, as ek nie bereid is om hom te bely en hom onvoorwaardelik te volg nie, hoe gaan ek hom dien? Want wat het ek dan om vir die mense te wys? Wat het ek dan om hulle mee te bedien? Wat het ek om vir hulle dan te gee van Jesus Christus? U is met my? So, ken hom, bely hom, volg, maar dien hom met alles, met jou hele hart en met al jou kragte. En weet dit, ons het dit gelees, komplotte, daar gaan komplotte wees. As 'n mens, 'n kind van die Here waarlik vir God iets wil beteken, iets doen. Jy doen iets, dis 'n werkwoord, dis nie net praat nie. Ek doen dit. Ons het nou gesien, ja, jy moet met die mond praat, maar dit gaan ook nou oor dit doen. Gaan jy nie gewild wees nie. Mense gaan komplotte sweer teen jou. Hulle gaan skinder van jou. Hulle gaan sleg praat van jou. En so kan ons daaroor uitpraat. Maar hy het daarmee vrede gemaak. En hy gesê, weet jy wat, ek sal nederig bly, sê dan vers 19. Ja, is ek. Is daar baie trane? Is daar baie beproewings? Ek sal nederig bly en ek sal hom dien. Ek sal hom uitlewe. En dit wat hy in my lewe ingebou het, sal ek ook beskikbaar stel aan mense. Om iets te hê, om vir mense te gee. Omdat jy 'n verhouding met Jesus is. En dan, vriende,
In daai proses kom die volgende punt, hy sê, dis dan wanneer, Spreuke 3 vers 9 kom, hy sê, vereer die Here uit die goed, en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Nou die klem val nie hier op finansiële aspekte. Ja, ons weet ons moet God op ons tiendes bring en ons finansies bring en hom eer daardeur. Dis 'n voorreg om aan God te gee uit die seëninge wat hy ons mee gaan. Maar hierdie vereer die Here gaan uit oor 'n plek waar ek respekteer, om hom te respekteer, om hom hoog te maak, sê die een vertaling, om hom hoog te maak, om hom te verhoog in my lewe. Hierdie eer. So hoe lyk my lewe vir die mense? Hoe klink dit? Hoe lyk dit? As hulle na my kyk. Verhoog, verheerlik my lewenswandel deur woorde en dade. Verheerlik dit hom. Dis nou letterlik soos ons in die Bybel lees om te wees soos Jesus. Ons sing dit, te wees soos Jesus, ek wil wees soos hy. Om meer soos hy verander te word. Dit is hierdie verering wat God hiervan preek. Daai wat my lewe so op 'n plek is, dat ek in staat is om hom hoog te hou in my lewe. Om hom hoog te maak in my lewe. En dit is 'n ongelooflike wonderlike posisie. As mense na my kyk, en mense uit my lewe uit beleef, maar God kom eers. As hulle my sien, as ek dit nou in boere Afrikaans kan uitdruk is, as hulle na my kyk, dan sien hulle nie vir my raak nie. Hulle sien wie raak? Hulle sien Jesus raak. Dis hierdie verering. Dat mense nie my mee sal raak sien nie, maar hulle sien Jesus raak. Dis hierdie verering van hom wat hiervan gepraat word. Sodat wanneer my lewe so op standaard is, en hulle kyk na my, dat hulle Jesus sal raak sien. En sê, weet jy wat, my man, my vrou, my pa, my ma, as hulle na my kyk, lyk soos Jesus. Is soos Jesus. Dit is om waarlik God te vereer. En nou moet ons oorgaan in die voorlaaste plek, om hom waarlik te verheerlik. In Psalm 34 vers 2 ons het gesê, ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees. Hoor mooi, my siel sal hom beroem in die Here, die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam sy naam verhef. Dit gaan hier oor om deur 'n woording, om deur sang, om deur die onderlinge byeenkomste en die saamkomste, in 'n plek te wees waar ek nie net alleen self nie, maar ook saam met ander, hom te verhoog en sy naam te verheerlik. Ek dink is wonderlik, dit het min geword, as iemand by die kerk moet verbyry, en hulle hoor hoe wonderlik die kinders van God sing en sy naam verheerlik deur sang. Om te hoor, maar hoor net daar, en daar's vir my geen mooier geluid, as jy buite 'n kerk staan, en die kinders van die Here sing uit volle bors, liedere wat hom verheerlik en verhoog. Dit is wonderlik om dit te hoor. Dit gryp my in die binneste aan, en hoe baie mense het al gehoor, hoe die kinders van God hom verheerlik, buite 'n kerk, buite 'n plek gestaan, en dan het hulle nie buite gebly nie, dan die Heilige Gees in hulle harte gewerk en sê, gaan in. En dan het mense van buite af ingegaan, maar daar in die agterbanke gaan sit, en daar het hulle gehoor van die liefde van ons Here Jesus Christus. En baie mense het al getuig, deur ander se verheerliking van hulle God, is hulle getrek, deur nuuskierigheid of wat ook al, en kon hulle gaan hoor en kon hulle gaan sien. En dan het hulle die Here Jesus Christus ook vir hulle self ontmoet. Om te sê, weet jy wat, ek sien dit, ek hoor dit, ek sien hoe verhoog hulle hom,
maar ek is nie meer tevrede om dit te sien by ander nie. Ek wil dit ook by myself hê. Ek wil dit ook vir myself hê. Laastens, moet ons lewens altyd daar wees om hom in alle tye, in alle omstandighede hom te behaag. Wat beteken hierdie behaag? 'n Aangename indruk te skep. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5:8. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons nou inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te lewe. Dit gaan om 'n aangename, ek moet 'n aangename indruk skep. My ingesteldheid, ingetoonheid moet wees, dit stel mense tevrede. Ons sien dit by praat van, my lewe moet 'n lieflike geur wees. Is ek 'n aangename geur vir hulle daar buite, deur my lewe? Dis wat hierdie behaag beteken. Is ek 'n aangename indruk, nie van myself nie, maar van die Here Jesus en die Here Jesus Christus se dinge. Dit is wat God wil hê. Dis wat die Here wil hê. As ons as weergebore kinders verklaar, maar ons is in hom en deur die Here Jesus Christus, is ons verbind aan God deur ons wedergeboorte, en nou moet ons nie net praters wees nie, en net hoorders wees nie, ons moet begin doen in ons geestelike lewe. En dan is hierdie verbintenis, en ek het nou maar net 7 vanmôre genoem, so belangrik. Ken hom, bely hom, volg hom, ja, dien hom, ja, vereerlik en verheerlik hom, en lewe so dan, dat jy in elke opsig van jou lewe, deur woord en daad, vir hom waarlik welbehaaglik sal wees. Mag die Here vir ons help, dat ons lewens so sal inrig, dat dit verseker 'n realiteit is, dat ons kruise moet opneem en volg. Dis nie maklik nie, ons het dit gesien. Daar sal komplotte teen ons gesmeer word, maar die heerlikheid, vriende, wat vir ons voorgehou is, die heerlikheid wat vir ons voorgehou het, word te midde daarvan, maak dit alles die moeite werd. Om nie net halfpad nie, maar ten volle onsself met God te verbind, en te versoen, en vir hom te leer. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie vir u wonderlike woord. Dankie vir hierdie wonderlike stappe, eenvoudig, maar tog so prakties, wat ons moet nie net oor praat nie, maar uitleef en toepas, dat die wêreld my God en my verlosser in en deur my lewe kan hoor en kan sien en kan beleef. Here, dankie dat u dit ook vir ons moontlik maak as ons dit soek met al ons hart en krag en verstand. Dat u ons ook toerus en dit vir ons moontlik maak om dit te kan wees. En dit alles, Here, nie om onsself te verhoog nie, maar alleen te mag wees ons lewens tot eer en verheerliking van die Here onse God. Niks vir onsself nie, maar alles vir hom. In Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie. Ons waardeer dit. Die Here seën vir